is epies om hier saam met julle te wees. Dis epochmakend. Ek kan nie glo ek moet weer terug gaan Amerika toe gaan en net Engels praat die hele tyd nie. Maar is net 'n tyd van die dag wat mense Engels is net op. En is nou maar een van die goeters. Ek chat met julle oor iets wat ek noem, wel nie ek nie, dis 'n baie bekende term, the imposter syndrome. Dis een ding om 'n imposter te wees, 'n actual imposter. Julle, wat sal movie? Ja, ek is nie oggendmens nie. Sê weer? Anyway, dis een ding om 'n imposter te wees, maar regtig een te was. Dis toe ek in die law was, nee, toe besef ek, jy hoort nie hier nie. En toe gaan ek uit. En daar's movies so ek jy klim in 'n ander ou se werk in, jy vat sy lewe, jy vat sy bankrekening en jy maak asof jy daai persoon is. Gewoonlik doen mense dit vir geld. Imposter syndrome is jy is actually die regte persoon op die regte plek, maar in jou kop vertel jy vir jouself dit is nie so nie, dan glo jy gaan uitgevang word. En hoe dit regtig reël geraak het, ek het dit al baie keer in my lewe beleef voor ek Amerika toe is, maar jy kan nou imagine, kom maar aan en ek gedink dit gaan maklik wees want baie vooruit uit al in Amerika getoer en by hierdie spesifieke gemeente. So baie mense geken en gedink, ag dit gaan soos 'n tuiskoms wees en daar's honeymoon fase wat dit so is. Maar hulle plak toe hierdie ding op my deur wat sê worship pastor. Nou, ek is 'n blunt tool van Brakpan. Ek het nie 'n teologie graad nie, ek het nie 'n musiekgraad nie. Engels is my tweede taal. My aksent is weird as ek vir jou Amerikaans praat, so jy dink, oh, you sound just like an American, maar vir hulle klink ek soos 'n Ukrainian drug lord. Hulle kan, want ons plaas die klanke anderster as hulle. En dan het hy ou boonop op 'n sekere punt net nie die regte ding om te sê nie, want ek is nie Engels nie. Hulle het nie 'n woord vir verootmoediging of verontwaardiging of Eben Etzebeth nie. Daar is net sekere woorde wat nie in Amerikaans bestaan nie. En wat jy goed wil uitdruk, so jy sukkel om jouself uit te druk. En boonop het ons nogal 'n sekere soort sin vir humor in Afrikaans. En ja, daar is toepassings daarvoor in Amerika, maar daar's lyne waaroor ons gaan, waar kom ons maar net sê hulle nou nie saam met ons beweeg nie. Ons is baie reguit mense. En aanbidding lei is baie kultureel. So die kerk het nie 'n fout gemaak om my aan te stel, hulle het my goed geken, hulle het geweet die 30 jaar worship wat agter my lê op daai stadium. Maar nog steeds, jy weet, het ek begin om te perform en te probeer aflewer, want as jy voel ek pas nie heeltemal in nie, then you push harder than you should. En het ek baie binnekort begin voel, weet jy wat, hulle moet 'n Amerikaner kry vir hierdie job. Ek doen iemand anders se werk, is asof ek op hy verhoog staan en iets doen wat dit vir my voel, eintlik is ek waar iemand anders ter hoort. En het hierdie imposter syndroom heeltemal begin oorneem. En dan begin 'n mens geweldige druk voel. En stadium besef dis leuns wat ek glo. Dis net in my kop so, want as jy vir enige iemand, die pastor and anybody else, they kept telling me, it's so amazing to have you. You're absolutely the right person for the right time, for the season for our church. Maar om my te kry om dit te glo, as ek van die verhoog afstap en ek dink, I got away with murder, hulle gaf my uitvang. I'm faking it until I make it, and at some point, this whole thing is just going to blow up in my face. Dis die imposter syndroom. So hoe lyk dit? Daar's aanhoudende selftwyfel. Jy twyfel voortdurend aan jou prestasies, jy vrees om uitgevang te word en blootgestel te word ten spyte van bewyse van jou bevoegdheid. Jy skryf jou sukses toe aan geluk of toeval, jy weet aan eksterne faktore eerder as om te dink, ja, ek is actually goed genoeg vir dit waarvoor die Here my geroep het. Hoe lyk dit in die worship konteks in jou dorp? Jy gaan, hulle het my nie gekies omdat ek great is hiermee nie. Hulle het my gekies omdat daar was niemand anders vir die job nie. Dis daai ding wat ek in die video-advertensie gesê het, die joke van die kerk, maar dit het probably regtig al gebeur, hulle soek iemand vir die kinderbediening om te lei, hulle soek iemand met 'n teologiegraad, graad in kindersielkunde, maar as jy 'n kombi het, is die job joune. Nee. So, hulle kon niemand anders kry nie. Nou is ek hier so, ek voel, I'm not the best person, I'm just not like the best, not worst person, hoe hulle dit ook al sou sê, nee. So jy skryf dit maar eintlik toe aan 'n klomp ander goeters en jy voel nog steeds, al doen ek dit, I'm not the best person. Vrees vir mislukking, angs dat jy nie aan verwagtinge sal voldoen nie, of as onvoldoende blootgestel sal word. Perfeksionisme, buitengewone hoë doelwitte. Na jy nou wegstap van hierdie naweek en jy het hierdie
musiek gehoor. Nou speel jy wanneer in jou kerk? Môreoggend. Klink dit so? Nee, en jy besef, if I cannot be that, then I'm going to be nothing. So, niks tussenin nie. Dis wat perfeksionisme maak. En jy ondermyn jou eie prestasie. Selfs as hulle prestasies behaal, kan hulle ondermyn, en met ander woorde, maak jy saak hoe goed jy vir my sê ek is, en selfs al wen ek bekers nou nie in worship nie, daar's nie worship trofees nie, maar dan sê jy nog steeds, eintlik is ek maar 'n wurm, ek verdien nie dit wat ek nou net hier gekry het nie. So, dit is sekere eienskappe, hier is die simptome van dit, en miskien sê jy vir my, man, ek het nie geïmmigreer nie, ek kry vir jou, bou 'n brug, jy wou mos immigreer, julle wou mos, en ek het nie hierdie intense ding waarvan jy nou hier praat nie, man, nou vra ek vir jou, is jy ooit insecure? Ek kan eintlik maar net vir jou vra, is jy 'n musikant? Is jy 'n sanger? Is jy 'n kunstenaar? Is jy 'n klanktegnikus? Stel jy jou talent ooit bloot? Sit jy dit op die verhoog voor ander mense? Want die oomblik wat jy doen, jy stap te af, dan vra jy, was dit oukei? En as 'n klomp mense nie vir jou heeltyd sê dit was oukei nie, wat begin jy glo? Ek is nie oukei nie. Almal van ons is insecure. It comes with the territory. Nou wat ek vir jou sê is, as insecurity 'n vraatjie is, dan is imposter syndroom die melanoom. En dan gaan jy na die dokter toe en hy sê vir jou, dis net 'n vraatjie, maar ons moet hom fyn dophou. En sê ek vir jou, hou jou insecurity verskriklik fyn dop, dat hy nie in hierdie imposter kanker ontaard nie. Nou, enigiets het triggers. En okay, maar eers wil ek vir jou sê hoekom dit so groot probleem is. En dit is vinnig. Waartoe lei dit? Nee, teken in die eerste plek, as jy voel dat jy uitgevang gaan word deur jou community, maak dit dat jy nie in jou gemeenskap kan belong nie. Want jy voel soos 'n bedrieger, jy gaan uitgevang word. It means you don't belong. You can't belong. Dit lei tot daai minderwaardigheid, daai gebrek aan selfvertroue en wat al dit uit mense identiteit, nee, want nou verloor jy jou selfversekerheid. Ook twyfel jy oor jou roeping. As ek moes nou daar in Amerika worship lei, elke Sondag stap ek af, ek voel soos 'n imposter. Hoe kan ek regtig voel die Here het my geroep vir iets wat ek kan doen? So dit haal my roeping uit en hoekom ek dit vir jou sê is jy staan op 3 fondamente. Identity, belonging en purpose. Jy soek dit vandat jy 'n kind is, jy hou dit aan soek totdat jy aftree en hemel toe gaan. Daai 3 goed. So as die duiwel vir jou kan lieg tot op hierdie mate, dan haal hy al 3 jou fondamente uit. En hy is klaar met jou. Hy hoef jou nie te kry om geld te steel uit die kollektebordjie nie. Jy hoef nie oorspel te pleeg nie. Hy het jou stem klaar stil gemaak. Jy kan nie jou Esther en jou Rut en jou Dawid en jou Gideon wees vir jou community nie. En die Here het vir jou 'n voice in hierdie generasie. So hiermee kan die duiwel potensieel jou stem stil maak en daarom praat ons daaroor, daarom is dit regtig belangrik. Daar's triggers daarvoor. In eerste plek 'n paar sielkundige snellers en kom ek haal druk van jou af. Moenie nou 'n ton notas probeer neem nie. Daar is 'n werkswinkel waarvan ek jou 'n QR-code gaan gee waar my vrou, want sy slim, I married up. En sy gaan verniet met julle. Sy kom nie van Brakpan af nie. Sy kom daarvan af waar Retief vandaan kom, waar hulle nie 'n A sê nie, hulle sê 'n O. Okay? Gaan nie vir jou sê waar is dit nie, maar vra vir Retief. Okay. So, sy sal met julle werkswinkel doen, want sy is 'n deskundige in emosionele intelligensie. Dis hoekom ons in Amerika sit, nie oor my music nie, oor haar IP. En sy het regtig ongelooflike inhoud hieroor en sy gaan hierdie is die hooftrekke van die nuus en sy sal dit alles met julle fyn deurtrap in 2 ure en vir jou notaatjies gee en alles so. Sy het 'n linkerbrein en jy kan by haar leer. Maar kom ek gaan gou met julle baie vinnig hierdeur. Sielkundige snellers, as ek moeilike struikelblokke moet oorkom, as ek terugslag gehad het en ek beoordeel dit foutief. Hoe beoordeel dit foutief? Ek dink alles wat fout gegaan het, was my skuld. Kritiese gesagsfigure tydens jou vormingsjare, as pa of ma of jou weet boeties en sissies het jou geboelie, 'n wiskunde onnie het vir jou vertel jy is die domste ding wat ooit gelewe het. Negative overthinking. Nou wat is negative overthinking? Ek het gou die definisietjie hier opgeslaan, oopgemaak sodat ons dit kan sê. It's repetitive and excessive thinking. Instead of simply having a negative thought, negative overthinkers get stuck in a loop, constantly replaying and analyzing the same negative ideas. En dan is dit catastrophizing, met nou dink jy, die ergste gaan gebeur. En dan is dit daai what if ding. En wat as die volgende ding gebeur? Ek het nou hierdie een verkeerde ding gesê, en dan kan daar aan hy loop patterns. Die van julle wat dit doen, sal presies weet waarvan ek praat. 'n Opleiding gaping, ek nou skielik gister was ek nog net lekker F en G en A gespeel, en ek kon mooi sing, en as die kerk agterkom, jy kan
3 akkorde speel en mooi sing. Skielik is jy 'n worship leier en jy staan voor mense. En nou moet jy 'n Bybelversie sê en jy moet bid voor mense. As jy weer sien jy in 'n vergadering met 'n dominee of 'n pastoor. As jy weer sien is daar kritiek teenoor wat hulle gedoen het en iemand sê vir jou dis te kort, te vinnig, te stadig, te Afrikaans, te Engels. All of a sudden, gister was ek 'n orgelis, vandag speel ek keyboard in 'n band. Noem dit op. Almal van ons het 'n sekere stuk opleiding en wat van jou gevra word binne 'n lof en aanbidding is maklik iets anders, nê. Of ek kon nog, analoog meng. Ewe skielik is daar hierdie digitale desk voor my. En ek het net nie opleiding nie, al het ek talent. Geneig tot perfeksionisme, julle weet almal wat dit is, en jou temperament skop in. Almal van ons is deur die Here 'n temperament gegee en sekere temperamente is baie meer geneig tot insecurity wat kan lei tot imposter syndroom. Dan is daar omgewingssnellers. As ek groot onverwagse lewensoorgang moet maak, veral met 'n klomp nuwe verantwoordelikhede, soos dit wat ek nou net hier beskryf het. Die rol wat ek ewe skielik moet speel sonder enige tyd om myself daar voor te berei en actually net 'n klomp verantwoordelikhede wat op my reën. Hoë druk omgewings is worship lei. Maak nie saak wat jy doen nie, drums, bass, veral hier voor staan, sound doen, is dit 'n hoë druk omgewing? Ja, dit is 'n geweldige hoë druk omgewing. Die rede is, daar's 'n klomp goeders wat ons gelyktydig moet doen en in gedagte hou, dikwels voor mense. En wat dit eintlik is, en Phil Wickham sê dit so baie mooi, waar sy kaartjie nou, hier's 'n boarding pass by Phil ook. As ek net my linkerbrein kan aanskakel. Hy sê, we're not necessarily leading in the teaching and study of the word, but you're pastoring the heart of the church into a deeper understanding of God's love for them. You're really pastoring the intimacy of the church as a group. Is dit genoeg pressure al vir jou? Whoever's been giving that 20 or 30 or even just 12 minutes of worship is a giant responsibility. This is when God wants people to be reminded of His greatness and respond to His goodness. It's a big deal to be a part of pastoring people into understanding and responding to that. Partykeer stap ons op en sê, ag nee, ek gaan net my liedjie speel, is okay, en om die pressure af te haal, maak ons 'n paar grappies, dis wat ek altyd doen, ek dink nie ek snaaks nie, this is how I deal with the pressure and with the tension, dis 'n sin vir humor, ander mense vlug gewoon, Instagram, sosiale media, wat ons kan voel, daar sit 'n klomp geestelike druk op ons, en eintlik, jy weet, het ek by die huis gesit, en soos, Delano so graag sê, ek sit op my bed en ek sing liefdesliedjies vir Jesus. Bam, voor mense, klik in jou ore, jy weet, en al dit, en ek kan nie net ontspan in my craft nie, because this is the responsibility. I'm pastoring the intimacy of a group of people before God. Ja, dis 'n hoë druk omgewing. En dan het jy dikwels swak gedefinieerde werkrol, jy weet nie wat van jou verwag word nie. Sosiale media se negatiewe impak, wat beteken dit? Jy's daar op die kerk se Facebook groep, en iemand kla, dis te hard, dis te sag, wanneer gaan julle weer 'n bietjie gesange sing? Nou ons eerste nuwe lof konferensie, toe kyk ek op ons nuwe lofgroep en iemand gesê, ek is so mal oor Stella. Ek is so bly vir Stella, maar hy het nie gesê is mal oor Louis nie. So al die mense wat komplimente kry, dis great. Niemand sê iets negatiefs oor jou nie, maar hulle sê niks oor jou nie. En dit maak vir ons seer, so sosiale media, daai comments, daai kritiek, ek het oorgevat by ons naams Dave Speer. David het Dove Award gewen vir orkestrasie, is baie goed gewees, so dat Dave aftree elke jaar op sy verjaardag, dan op die kerk se Facebook groep, Dave, we miss you every week, happy birthday. Hoe voel Louis? So dis wat sosiale media aan ons doen, nee. Moenie worry, ek's 'n blunt tool, ek's môre weer oor dit. En dan mispassende vaardighede en take. Dit wat ek kan doen, my G&D, het ek nou daar in die gitaar workshop, nou is julle ouens, nou weet jy, oh my goodness, wat ek gedink het ek kan doen, is glad nie aanvaarbaar of goed genoeg vir dit wat worship actually van my vra nie. Dit wat ek kan doen, weet julle orgeliste, ek hoor dit so baie, kan alles doen op daai orgel. Nou sê vir my ek met keyboard speel, wat is 'n pad? Nou moet ek G&D vashou, hoekom? Ek kan, weet, maar so julle weet, met ander woorde, daar's net 'n nie alignment tussen wat jy kan doen en wat van jou verwag word nie. Daar's al interpersoonlike snellers. Ek het nie rolmodelle nie. Dit wat ek moet doen en jy weet wat vir my gevra word, wie is daar om my te help? Isolasie. Ons is so weird. Nou, ons geek uit op 'n klomp goeters as musikante en sangers en tegnisi, wat die gewone mense, dan kom hulle in, hulle praat oor, ek weet nie waaroor gewone mense praat nie, maar hulle beleef ons
as weird en ons beleef onsself. Ons is 'n tribe, dis hoekom ons so lekker kan kuier hierdie 2 dae, né? Nou as jy terug in die gemeente en niemand verstaan jou nie. En ek het baie voorbeelde van dit en ek kan nie tyd om al die stories te vertel nie, maar so al wat ons mekaar sê, ons raak baie gou en maklik geïsoleer. As mense wat uitgeek op music, etc. Inkonsekwente terugvoering, as niemand vir jou sê hoe dit gaan nie goed, sleg, wat ook al, geen openbare erkenning. Net daai ding van nou raak ek so insecure, because vir 3 weke het niemand gesê dis nice nie. Maar hoe maak jou average Afrikaner? Sê nooit as iets nice is nie, maar dat een ding verkeerd is. Geweldig krities, moenie worry nie, in Amerika maak hulle maar ook so. Portiervergelyking, peer comparison, jy weet verstaan, jy weet nie, is ons nou op die stage, is daar vertief, weet verstaan, as mense so wou maak, jy weet blootgestel aan jou peers, en jy vergelyk jouself met hulle. Minderheidsgroep identiteit, dis 'n verskriklike belangrike ding, want iewers op 'n sekere punt in jou lewe voel jy, ek het iets aan my wat anders is as al die ander mense. Ek het anxiety, ek het depressie, ek het 'n seksuele identiteit, struggle waarvan niemand weet nie. Ek twyfel. Nou dis 'n probleem, né? Want nou is ek in bediening, hulle het my in die worship team gesit, nou kom ek op 'n dag, ewe skielik het iets gebeur in die wêreld of in my wêreld, nou twyfel ek in God se liefde, sy getrouheid, sy karakter of selfs aan God self. En ek het op 'n stadium in team meeting, ek sê ons nou as Afrikaners is reguit. Toe praat ons oor twyfel. En ons kom agter baie van ons twyfel eintlik, maar niemand weet dit, sê ek vir hulle, doubt is the fart of Christianity. We all do it, but not in front of other people. Toe sit hulle my quote op Facebook, obviously, gaan staan en doen dit. En hulle vra vir die gemeente, wie dink julle het dit gesê in team meeting? Net ek het stemme gekry. Maar is dit nie so nie? Wie van julle het nog nooit getwyfel nie? Julle is amazing. Ek is in bediening en ek wil baie in die Here getwyfel, ek is baie analyties. En jy weet, en dan gaan ek deur daai seisoen van twyfel, en dan voel jy, as iemand my nou uitvang, skop hulle my uit hierdie kerk uit. Want hier's ek lei worship, en ek sing oor geloof, en ek bid, Here, ek sing oor iets, en ek bid dat U my geloof sal herstel, because right now, I'm doubting the words I'm actually singing. En prys die Here, op hierdie punt is ek nie daar nie, maar oormôre twyfel ek dalk weer. So, dis 'n minderheidsgroep, daar's iets aan my, en van jou beleef in Suid-Afrika, by ons het ons nie, maar van julle is 'n ander kleur as al die ander mense om jou, en dan beleef jy hierdie, I'm in a minority group, en dan voel jy baie maklik uitgestoot. Kompetisie, weet nie van julle nie, maar julle daar is by my, gaan die mense baie keer na so 'n ander kerk toe, en daai kerk is glitzy, en dan kom vertel hulle vir my van die sound, van die songs, en van dit, en wat beleef ek? Die pressure, to be like that church on the corner. En ons almal het so 'n kerk op die hoek. Selfs die kerk op die hoek het so 'n kerk op die hoek. En dan beleef ons net so 'n kompetisie wat nie regtig reël is altyd nie. And yet here we go. Dan hoe sê ons mekaar, hoe oorkom ons hierdie goed? En prys die Here vir elkeen van hierdie baie moeilike goeters wat ek nou genoem het. Is daar 'n manier om dit oorkom? En soos ek sê, alles wat ek tot nou toe gedoen het is sielkunde en net gaan met julle hier in Delf. Maar om vinnig vir jou te sê, 'n groot struikelblok oorkom ons met 'n geloofsoortuiging. Ek dink dalk nie ek kan nie, in feite ek weet ek kan nie, maar Gideon het dieselfde geglo, Joshua dieselfde geglo, Dawid het dieselfde geglo. Ek is nie special nie, die Here roep ons vir goed, hy sit ons voor en hy sê, you will only do this in faith. En wanneer jy op die trein klim, nie voor die tyd nie, as jy eers op die trein is, dan kom gee die Here vir jou die kaartjie. Net soos met Gideon. Net al ons sê, Here, jy roep my vir iets. Hier's ek, Moses, kan nie praat nie. Gideon, ek is die kleinste mannetjie uit die kleinste stammetjie, uit die kleinste volk. En shut up. Jy gaan nie geloof, die Here kan met my God. Spring ek oor nade, is julle Afrikaans. Met my God spring ek oor 'n manier. So ek moet kan glo dat dit waarvoor die Here my roep, kan die Here my voor in staat stel. Ek hoef nie myself te glo nie, ek moet in die Here kan glo. As ek dink ek is self, kan hy Afrikaans, nou sê ek Afrikaans, foutiewe woorde van terugslaan, nou iemand moet jou help, om vir jou te wys in jou verlede, dat alles nie jou fout was nie, en om jou te help own, dit wat wel jou skuld was nie. Maar, en daarom sê ons perspektief is nodig, jy gaan nie alleen daarby uitkom nie, as jy kon, het jy lankal. Iemand met perspektief moet jou help om na jou verlede te kyk, sodat jy nie jouself vir alles blameer nie. Kritiese gesagsfigure, ons almal weet, ons moet innerlike genesing ontvang, van wat
almal vir ons afgebreek het in ons verlede, van jou pa, tot jou ma, tot by jou wiskunde onnie, tot die boelies op skool. Moet iemand jou help en jy moet by die Here alleen genesing kry daarvoor. Maar terselfdertyd gaan dit maar net weer gebeur as jy nie kan leer om jou huidige waarde te kan waardeer nie. Om in die spieël te kan sê, Here, ek is nie meer die wurm wat sleg was met wiskunde nie, ek doen nie meer wiskunde nie. Maar wat in my kan ek nou waardeer? En om dit te kan leer is 'n konstante proses, anders verval jy maar net weer in daai, jy weet, as 'n nuwe gesagsfigure wat jou afbreek. En dan vir hierdie overthinking wat ek nou oor gepraat het, automatic negative thoughts, ants, is daar goeders wat Dr. Daniel Amen, hy is een van die wêreld se voorste Christen neurologiese, wat staan 'n neuroscientist, nie net 'n sielkundige nie. En hy het goeders, en dis waarmee hy julle regtig kan help, want elkeen van hierdie negative automatic thinking goeders val in 'n sekere patroon, in 'n kategorie, lei tot 'n sekere emosie, gaan sit op 'n sekere plek, en hoe om dit te herskryf, daarmee kan ek jou nie help nie, maar het jy gaan vir jou van groot waarde wees, as jy besluit nie werkswinkel met haar te doen, so ek gaan nie daarop ingaan nie, want ek kan nie, ek is nie opgeleid daarvoor nie. Vir opleidingsgapings is daar geleenthede, hele YouTube is daar, TED Talks, boeke, hier sit jy, prys die Here, you saw an opportunity to be trained, en hier sit jy, so dis wat jy doen met jou opleidinggaping, jy sê, in hierdie area, ek kan net G speel, hoe speel ek C? O jene, ek speel die verkeerde C, wie kan my help? En jy gryp eenvoudige geleenthede, en dankie dat julle dit doen. Vir jou perfeksionisme, daarmee again moet iemand jou help, nee, en die oplossing daarvoor is wat ons noem optimalistiese neiging. Dit beteken, ek het realistiese doelwitte. Ek leer hoe om te faal, how to fail forward. Ek leer selfvergifnis en resilience, that's flexible and adaptive mindset. Nou, hierdie goed is die teenoorgestelde van perfeksionisme. Perfeksionisme is, hier is die bar, Phil Wickham is die bar, Brandon Lake is die bar, as ek nie so goed is nie, dan is ek 'n wurm. Nee, waar is die realistiese doelwit? Almal van ons sit eintlik maar in die middel, nie een van ons sak heeltemal nie, nee, maar nie een van ons is Phil Wickham nie, en Phil Wickham sê, maar ek is nie Chris Tomlin nie, Chris Tomlin sê, ek is nie Mike, ons almal maak so, nee, so, how are we being taught, to, when I fail, om nie te voel soos 'n failure nie, et cetera. En dan vir jou temperament samestelling, of jy nou, soos ek moes getroud met die bome, ek het nie 'n keuse nie, ek word heeltyd vertel wat se bome is ek, maar julle gebruik dalk Enneagram, of iets anders, ek hoor van rooi, geel, blou, ek is 'n blou en 'n geel, dit uiteindelik lyk jy soos 'n reënboogie, Enneagram, die bome, daar's honde, wat ook al jy ken, maar die belangrike ding vir my is, daar's mense wat sê, nee, moenie my in 'n boksie indruk, jy is in 'n boksie, daar is 'n temperament samestelling, en daarom moet jy jouself leer ken en aanvaar en verstaan, en hierdie wat ons noem temperament typiese gedagtes kan vang. So jy kan sê, o nee, hierdie is nie die waarheid nie, ek vertel altyd hierdie storie vir myself, want dit is hoe my temperament maak, it's not the truth and I catch those thoughts. So, was lekker antwoorde daarvoor. Vir interpersoonlike goeders, gebrek aan rolmodelle, hulle is oral om jou. En dit is baie belangrik, want kyk net gou hoe werk dit. We have peers, then we have role models, then we have mentors, and then we have heroes. En hulle moet almal in jou lewe wees. En eintlik vra jy vir jouself, hoe sou my hero maak? As Phil Wickham my hero is, wat dink ek sou hy nou gedoen het in hierdie situasie? Maar ek kan hom nie bel nie. Ek moet 'n mentor kan bel. Ek kan vir 'n tief bel. He actually picks up the phone. En ek kan vir sê, my maat, ek sukkel nou hiermee. Wat sou jy dan? Kan ek vir Sters bel? Dan kan ek iemand in Amerika bel wat ek actually ken. 'n Mentor is iemand met wie jy kan praat, wat nie 'n restraining order teen jou gaan uitneem as jy met hulle kontak nie. En as 'n rolmodel, ek kan 'n boek lees, ek kan op YouTube kyk en ek kan net sê, joeg, ek kyk regtig op na hierdie persoon toe. Kan nie noodwendig bel nie, maar dis rolmodelle vir ek TED Talks en so aan. En dan jy jou peers. Nou, hier is die twee belangrik goed. 'n Studie van Harvard het bevind dat jou sukses, 95% daarvan, luister, 95% van jou sukses hang nie van jou talent of jou opleiding af nie, maar van die mense met wie jy jouself omring. Let that sink in. En dan sê ek vir jou, as 'n ander quote wat sê, if you're the most equipped, intelligent person in the room, you're in the wrong room. Iemand moet jou optrek, iemand moet jou oplig, iemand moet jou inspireer, iemand moet jou aanvuur, en daar's mense wat dit teenoorgestelde doen. They are the people you work with, but they are not the people you can surround yourself with. Okay, so julle verstaan die storie daar.
Vir openbare inkonsekwente terugvoer, obviously jy soek mense wat jou nie gaan afplik nie, soos ek sê, maar wat vir jou goeie konsekwente terugvoering gaan gee, en hulle is nie op Facebook nie. Openbare erkenning, daar beteken dit, jy en ek weet, ons doen nie wat ons doen vir openbare erkenning nie. Omdat ons 'n need daarvoor het, moet ons 'n lewe aanleer van an attitude of gratitude. Net te sê, Here, ek is so dankbaar vir die geleentheid wat ek het. Ek is nie in Turkye of China nie, ek vlug nie vir my lewe net omdat ek vir Jesus ken nie. Instead, al is dit 'n klein kerkie, met 2 blikspeakers, en nie hierdie great goed nie, al het ek amper niemand in my band nie, het ek 'n geleentheid om U te kan dien met my talent. En is amazing. En as jy met daai loop, dan maak openbare erkenning al hoe minder saak. Natuurlik gaan jy nog steeds insecure wees, maar julle, die voorreg wat ons het, om die Here enigstens te kan dien, om 'n kerk te hê, waar jy kan worship. So stapel die voorregte op, skryf dit teen jou deur. En as jy voel, ek kry nie genoeg erkenning nie. Hierdie, ek word net gebruik. Nee, oh my goodness. Die Here gebruik my. I'm a co-laborer of Christ in His vineyard. Dis net 'n voorreg. So raak dit gewoond. En dan, hierdie peer comparison ding, wat ons agterkom is, en wat die sielkunde vir ons leer, is hoe meer jy verhoudinge het met mense, teenoor wie jaloers was, hoe meer gaan die jaloesie weg, want jy kom agter, hy is ook net 'n mens. Hy het ook foute, hy het ook probleme, hy het ook insecurity. Jy weet, ek was so met Stephen Curtis Chapman in my jare, en toe toer ek saam met hom, toe open ek vir hom, en hy is so insecure, sy vroukie met hom so op die verhoog stoot. Ek kom agter, hierdie ding is ook net 'n mens. Al is hy verskriklik goed met wat hy doen, het hy baie meer insecurities as die blunt tool van Brakpan, want hy is actually 'n sensitiewe mens. So kom jy agter, as jy mense leer ken, as jy verhoudinge met hulle, dan kom jy agter, ons is eintlik almal dieselfde. So, kyk maar na, teenoor wie jy so jou peers en kweek verhouding aan. En dan, vir hierdie minderheidsgoeders waarvoor ons gepraat het, as jy daar sit met daai anxiety, daai depressie, 'n seksuele identiteit krisis, jy is anderster op een of ander manier, dan sê ons, jy moet leer dat daai ding, wat ook al dit is nie jou identiteit nie. Dis 'n krisis, dis 'n seisoen, dis baie reëel, maar dis nie wie jy is nie. En is verskriklik moeilik, want die wêreld om jou sê, elke ding sê hulle, oh, you have an identity crisis. No, you're in Christ, you're a new creation. You cannot have an identity crisis if you are born and raised in Christ. So, maak seker waar in jou identiteit lê, en dan word hierdie ding baie minder van 'n issue. Vir omgewingsstellers, jy het voorbereiding nodig vir 'n groot oorgang, jy het ondersteuning daarvoor nodig, as jy die oorgang moes maak met die nuwe verantwoordelikhede, en dan kon nie voorbereiding wees nie, gaan na jou leiers toe en sê, stop, ek het tyd nodig om op te vang hierso. Verantwoordelikheid het op my gereën, en kan ek asseblief 'n bietjie tyd kry, en daarom sê ons vir nuwe verantwoordelikhede, is 'n groei ingesteldheid nodig, en tyd om aan te pas, om te sê, ek kan nie doen wat van my gevra word nie, maar ek het 'n groei ingesteldheid. I can grow, and I'm gonna have to grow. Ek is 56 jaar oud, ek het 2 weke terug in 'n musical gespeel vir die eerste keer in my lewe. Jesus, ek moes groei. As 'n tannie wat vir my sê, staan so, jou rug is na die gehoor toe, praat harder, kom in jou rol in. Dit was my so vreemd. Ek lei worship vir mense, maar ek is so insecure geweest toe ek hierdie rol moes speel. So, we have to grow, dis 'n wonderlike ding as mense, maar dit is natuurlik vir ons moeilik. Vir 'n hoë druk omgewing, soos wat ons gesê ons in is daar net een ding, en dit is stresbestuur. Niemand kan die druk van jou afhaal nie, it's real. Jy moet jou talent vir mense doen, jy moet mense in aanbidding lei, al hierdie goed, as jy die klankman is, jy moet daai nuwe desk bestuur, jy moet daai kringfluit vind, jy moet daai, wat ook al dit is. We cannot take the stress away, maar jy moet geleer word hoe om dit te hanteer. En hier is die ding, stresbestuur vir elke persoonlikheid, vir elke agtergrond, vir elke liewe unieke samestelling wat jy is, daar is deskundiges wat jou hiermee moet help. Het lyk verskillend vir elke individu. Daar is nie hierdie een resepie wat ek gaan sê, daar is hy, dis hoe almal vir ons die stres gaan hanteer. Dit gaan verskillend lyk vir ons elkeen. Swak gedefinieerde werkrolle beteken dat dit moet vir jou gedefinieer word. Dit is moeilik vir ons, byvoorbeeld toe ek by my kerk aankom, my pastor, hy is 'n CPA gewees, so hy ken net nommers, en toe doen hy 'n PhD in leierskap en 'n PhD in pastoring, wat hulle dit ook al noem, teologie, daai ding. En hy weet alles van dit af, maar van worship niks. Dus, en al wat hy sê is, Louis, daai halfuur is jou en ek wil niks weet nie.
So dit beteken ook, ek moes van weet, hierdie ou gaan nooit by my aanhaak in 'n mooi moment nie, hy verstaan niks van dit, hy sit daar, as 'n klas kom hy op en hy bid en hy preek. Hy het geen job description vir my gegee nie. Dit beteken, when it's great, but I don't know. In 7 jaar het hy nog nooit, of die kerkraad nog nooit vir my gesê dis. Hulle het al vir my gesê, you're doing great. But they've never told me what to do. En dan los het jy ons nou maar by 'n plek waar. So dit beteken, jy gaan na die kerk langs en sê, het jy 'n job description? Dankie, gee hom vir my. Kan ek hom na my elders toe vat en sê, lyk hierdie vir julle na wat ek, want ek wil net weet, when I'm doing the right stuff. Okay? So, daar is, as julle met mekaar praat, dan kan mens uitkom by 'n werksbeskrywing. Sosiale media, vir hierdie ding, vir hy Facebook posts en goeders, stel jy vir jouself grense. Jy sê vir die volgende maand loer ek nie op die kerk se groepie nie. Vir die volgende maand mag ek nie lees wat comments nie, want dalk is jy negatief en hy gaan vir my uithaal. So jy het verskriklike gedissiplineerde grense nodig. Vir die mismatched vaardighede, sê hulle, die sielkundige sê, kry 'n stokperdjie, get something that you know that you're good at and you enjoy, sodat wanneer jy moet groei in jou werk, voel dit nie vir jou oral in my lewe as ek 'n failure nie. Dis 'n klein dingetjie, maar hulle sê dit maak 'n verskil. Ek weet nie, grasny, doen dit nie. Maar mismatch vaardighede, en dis waar spanwerk so inkom, en as jy nie weet wat is 'n Z-team nie, of as jy nie weet hoe lyk 'n span nie, weet, dan moet iemand jou nou daarmee ook help, maar die feit is, ek kan nie alles doen wat gevra word van een worship pastor nie. Ek het mense nodig om van die goeders te doen wat die Here het vir Louis net 'n regterbrein en 'n sin vir humor gegee. So ek het 'n administratiewe assistent. Anders gaan daai budget en elke strook, julle weet, ek weet nie hoe is julle kerkie, maar ek sê elke maand moet daar verslag gegee word van elke liewe dollartjie. En Louis het net nie altyd die strokies nie. Dan moet die tannie nou maar help. So wat ook al dit is waar jy aangevul moet word, because you are not the whole picture. A team is necessary. So as jy een vir die mense is met, nee, I've got this, ek gaan alles doen. Want jy is bang as jy nie alles control nie, dan word iets dalk nie gedoen nie. Joh, jy gaan uitbrand, baie vinnig. So maak maar seker vir jou mismatched vaardighede dat daar 'n span is wat jou help. Hierso is daai QR code. Dankie, Zareta, jy kan hom opsit. So as jy meer hiervan wil weet, as jy agterkom, ek het 'n vraatjie en ek is bang. Ek is dalk so 'n bietjie naby aan hierdie imposter ding. Sal het jy met julle hierdie werkswinkel doen. Daar's al 72 mense wat ingeskryf het by die konferensie sover. So wat sy gaan doen uit die aard van die saak, sy het 'n 7 ure tydverskil. So 1 weeksoggend haar tyd gaan 1 weeksaand wees jou tyd en dalk kan jy die sessie maak wat sy gaan aanbied vir julle gratis en verniet, want sy wil nie huweliksvoorregte verloor nie, so sy doen dit gratis vir die mense wat ek haar vra om asseblief te help. So ons sal weer, wanneer ek nou klaar is met hierdie sessie, sal ek weer vir julle hierdie QR code opsit, en dit is 'n eenvoudige Google vorm waar jy jou naam en jou e-posadres vir het jy gaan gee, en Nuwe Lof vat R5000 uit jou Exford, ek wens ons kon, en sy help vir julle daar. So, soos ek sê, as jy hom nie nou kan vang, of as hy dalk 'n bietjie klein is, ons los hom op die skerm as ek nou hier klaar is, dan kan jy vorentoe kom en hom afneem en jy gee vir het jy jou besonderhede, en ek hoop dat sy vir julle van groot waarde kan wees. Hier is die goed wat ek daarbey aanhak, by al hierdie normale imposter goed wat in enige werkkonteks, want dit wat ek nou met julle bespreek het almal, nie net musikante en worship leiers nie. Maar hier's waar dit vir jou en vir my belangrik raak, want ons kan dit geestelik integreer. Eerste ding wat ek met jou deel, kom uit 2 Korintiërs 6 vers 8, en ek lees dit in Engels, want Paulus gebruik actually die woord. Hy sê, we serve God through honor and dishonor, through slander and praise. Al hierdie goed met Paulus sal ook al gebeur. We are treated as imposters, and yet we are true. Ander vertaling, we know that we are genuine. So onmiddellik al klaar, daar gee Paulus vir ons die eerste enorme antwoord vir as jy soos 'n imposter voel, vir jou insecurity, sê, we know that we are genuine. En hoe weet hy dit? Want 'n rotsvaste identiteit in Christus. As jy weet wie jy is in Jesus, wat sing ons? I know who you say I am. Vriende, al hierdie goed is leuns. En die enigste regte teenvoeter vir enige leuen is, nee. Ek weet wie ek is in Christus. Ek gaan nie hier begin induik in 'n identiteit ding nie. Daarvoor het jy 'n dominee of 'n pastoor of boeke of goed op YouTube. Daar's mos al hierdie goed, maar die boek 1 Petrus en net in daai een briefie
is daar 23 identity makers. As ek begin twyfel wie ek is in Jesus, gaan lees ek 1 Petrus en ek lees, jy's 'n erfgenaam, you're a royal priesthood, you're somebody worthy of bringing, you are an alien and stranger in this world. En nou stapel ek hulle net om en ek verstaan skielik hoekom ek nie inpas nie. Al pas ek in by my kerk, gaan ek nooit, because I'm not from this world, nie een van ons is nie. So, ons kan oor belonging praat, maar julle belonging is ook tydelik. Belonging kan jou ook te vashou. Belonging kan maak dat die Here jou wil skuif, maar jy weier. Daar's negatiewe goed ook, as we are aliens and strangers. Die van ons wat die meeste inpas, as jy die coolste kat is, en al die ander katte love jou, dan het jy ook 'n probleem, want die Here sê, ek moet jou kan losmaak ook, so. Maar, die feit is, al dit is in daai boek van 1 Petrus, en ek dink, toe hulle in hemel kom, want onthou, dit was in 'n paar jaar, wat hulle as bandelinge uitgestoot was, hulle was slawe, en toe kom die groot martyrdom. Net 'n paar jaar later, so al hierdie mense wat Petrus geskryf het, is amper eintlik gemater vir Jesus, en ek dink, hulle kom gesê, jy het so baie woorde gemors, kon jy net vir ons gesê het, om weg te hardloop nie. Maar dis nie wat hy gedoen, hy sê vir hulle nie, as jy weet wie hy is, hoef jy nie weg te hardloop nie. Maak nie saak wie vir jou kom nie, so, wees rotsvas in Jesus Christus. En dan is ek so bly, Stella het gister so gepraat oor eerlikheid, want julle kan ons nou agterkom, as ek hierbo praat, en as jy hier onder my praat, dis dieselfde dude. Dis wanneer jy hierbo is, en skielik 'n ander persona, jy gaan soos 'n imposter voel, hulle gaan agterkom. In die ou dae was dit so, nee, praat met die dominee, groet jou, hallo Piet, hoe gaan dit met jou? Dan het hy daar gebid, David, dan gaan hy op, namens die eerwaarde kerkraad die volgende aan, en dan was ek, Jesus, wie sê jou nou? En al waai so, dan kom ek in my band, daar by 'n kerk, ek dink dit was, ek weet, iewers in die Noordwes, en die praat die ouens ook so met ons, en dan bid ons saam met hulle voor die tyd, iewers klik, ja, Here, en dan begin die SS, ek in die band, check mekaar so, Jesus, wie sê die ouens nou? Nou, as jy op die stage gaan, en iemand vra, wie is hierdie ou nou? Dan gaan jy soos 'n imposter voel. You've simply got to be who you are. En ek maak 'n joke oor, maar dit is moeiliker gesê as gedoen, want wat voel jy? Jy voel, hier is ek in my jean, in my t-shirt, ek het nie geweet hoe moet ek aantrek nie, ek het 'n song, ek hou baie van hierdie song, ek sing dit, niemand reageer nie, en ek sien die ooms in die suits, kyk vir my so. Dink jy, ek gaan volgende Sondag net myself kan wees? Ek gaan 'n blink broek aantrek, ek gaan 'n kraaghemp aantrek, en ek gaan 'n gesang sing, en ek gaan droog maak. Nou voel ek nog meer na imposter, want ek het jou probeer ontmoet, en met die mooiste hart, but I wasn't able to just be myself, en op 'n stadium, nou ja, hulle gaan vir my uitvang, nee, dan begin jy so voel, moeiliker om net onsself te wees, as wat 'n mens sou dink, en daarom praat ons daaroor, en dan net hierdie insinnetjie, you are enough. Ek weet nie wat jy altyd doen genoeg is nie. Dit gaan oor werkdissipline, oor of how you apply yourself. Maar jy is genoeg. En wat dit beteken is baie interessant. Dit beteken dat hierdie jobbietjie wat ons doen binne in worship, gaan nie oor musiek nie. Dit gaan nie oor produksie nie. Dit gaan nie oor klank nie. Dit gaan nie oor jou talent of jou vaardigheid nie. Dit gaan oor jou verhoudinge. Jesus is pastoring people. Jy is 'n shepherd. En dit was vir my so 'n moeilike ding om te leer. Ek het op 'n stadium daar in Amerika, toe ek nou net baie kwaad. En baie vies, want ek sit in Tennessee en julle is my mense. En ek is baie lief vir Afrikaans en Here, ek is net, wat maak ek hier? Nou, nie pas op as vir die Here so 'n reguit vraag vra, because you got to be able to handle what comes back. Dit het beter gegaan voor ek hom gevra het. Want die teenvraag kom in die Heilige Gees, so saggies in my hart. Hoe verkeerd jy al gebid dat jy liewer wil word vir my? Want dit is daar's 'n punt in jou Christendom. Julle baie van julle is ook al lang Christene soos ek nie, kom 'n lang pad. Wat raak moeilik om liewer te word vir die Here? Die vraag word al hoe meer, die mystery word al hoe meer. Wat raak al hoe meer? Is ek nog lief vir die Here? Daai first love is lankal weg. Now, how do I retain that? How do I rekindle that? Here, ek is so bang. En ek gaan doen, sê, hulle vra vir 'n, sê 'n meme. Op een van hierdie sarkastiese goeters waarvoor ek so lief is, Babylon Bee. Dan sê vir jou, wow, you've planted a massive church, you've got thousands, you've written so many books. What are you going to do next? I say, oh, I'm going to deconstruct. Dis mos wat die mense doen. En wanneer deconstruct jy? Alles wat ek geglo het, is eers kyk, oh, nee. En iets het gebeur, en ek is so bang, ek sê, Here, ek wil liewer word vir jou. Ek wil nie hierdie goed moet gebeur. How do I fall in love with you more? En die Here sê, hoeveel keer het jy dit gebid? Ek sê, yes, Here, ek bid dit elke dag amper. Want ek is so bang dat dit in my gaan gebeur. Want, you know, your talent will put you there, but your character will keep you there. Nee, Here, ek is so bang. Die Here sê, maar jy vra dan vir my om liewer te word vir my.
Ek sê, ja, Here, hy sê, go feed my sheep, Johannes 21. 3 keer vir Petrus. Petrus, jy lief my? Ja, Jesus, go feed my sheep. Ek sê, Here, wat? Ja, Here leer my om liewer te wees vir hom. As jy liewer wil wees vir die Here, go feed his sheep. And you will learn to love God more. En ek sê, maar Here, ek het so veilig gevoel, as ek aan Suid-Afrika tree op, want julle is daar, ken julle nie, paar handtekeningetjies groet by die deur, klim met die kombi ry. I never had to feed the sheep. Die lief en die leed, die mense wat om jou doodgaan, om jou, weet, en myne en hulle sin, en ons is met mekaar vervleg, en dis waar het seer is, dis waar het terrible is, maar dis waar het reëel is. Dis waar sonder jy nie kan lewe nie. En nou vraag ek vir jou, wie is die beste worship leier vir jou kerk? Ek sê, Louis, jy moet kom. Ek sê, nee, ek weet nie wat het jy laasweek gesing nie, ek weet nie wat is moeg gesing en wat is nie moeg gesing nie, ek weet nie hoe hoog of hoe laag, ek weet nie, is dit meer female keys of meer male keys? Oud of nie, gesange, psalms, liedboek, Engels, is House of the Lord okay, of gaan die mense, of allemaal, weet, I simply don't know. Ek weet nie, is Tannie Fini laasweek dood, het oom Callie sy kat deur, ek sing hier, ek sal kom en doet happy songs, en allemaal sit daar in rou. Letterlik gebeur, toe ek laas jaar in Suid-Afrika was, toe moes ek in Caledon sing, 2 weke nadat die tienermeisie daar vermoor is. Gelukkig het iemand my vertel. Otherwise, I would have so messed up. Die gemeenskap was in rou. As jy daar bly, weet jy dit. Jy weet presies hoe voel jou mense, hoe reageer hulle op wat jy sê, op my humor. Het mense al so offended gewees. Because they don't know me and I don't know them. So daarom sê ek vir jou, jy is presies genoeg vir jou mense. Die Here plant jou. Ook die saak goed jy gitaar speel of klavier speel nie. You are one of them. You are their people. And that's why you can be a shepherd for their intimacy with God. Verstaan jy hoekom jy genoeg is? En hoekom die duiwel vir jou wil sê is, jy is nie genoeg nie. Terwyl al wat my eintlik beteken is, you can still learn a lot. But you are enough. Het julle my? As ek boeke lees, vang jy my? Soos die mense praat. En dan wil ek vir jou sê, breek met skande. Want nie van ons is gewoonte misdadigers nie. Nie van jou sit hier so en eintlik in die geheim is jy, waarskynlik, ek ken jou nou nie, maar as jy by 'n worship konferensie kom sit vir 2 dae, dan is jou hart waarskynlik vir die Here 90 grade, is ek reg? Dis hoekom jy hier is. So is jy 'n gewoonte misdadiger, is jy 'n gewoonte sondaar? Nee, probably not. Otherwise you'd really not be in this room right now, sitting hier na nog 40 minute luister vir Brits. Dis nie wie jy is nie. Sondig jy soms? Ek hoop so, anders moet jy vir my preek en nie ek vir jou nie. So ja, ons het almal, ons weet dit, Paulus, Romeine 7, jy sleep hierdie skade weer van jou saam, partytjie doen jy het sê, ag nee man, I did it again. Sê Madonna, sy teologie, oops, I did it again. Fantastiese teologie, ja. So jy weet die duiwel weet, nou hier is die probleem, iemand anders weet dit ook. En dis skande, dis skaamte. Want ek kan wat ook al doen, ek kan wat ook al gedoen het 'n jaar terug, en is bely voor die Here, en voor God is dit weg. Ver as die ooste van die weste is. God will never think upon it again. I will think upon it every time I go on stage. That is the shame I carry for the things I did. You have to take that to God. Corrie Asbury wat sê, check your shame at the door. Ek love hy sin. En julle, jou skaamte en jou skande sal jou hier weghou. Of sal jou, as jy hier staan, sê, ek durf nie hier staan nie. Almal van hulle wat hier voor my sit, is heiliger as ek. Hoe durf ek hier staan? Almal van hulle sonde. Almal van hulle hoef net nie daar te staan en te wonder, wie beoordeel my, wie judge my nie? Daar is geen veroordeling vir die wat in Jesus is nie. In die Ou Testament het net 'n sondebok in die woestyn ingejaag nie. Daar was ook 'n skandebok. It was amazing hoe they understood, not just the sin, but the shame as to go into the desert and not come back. Die arme bokkie het nooit teruggekom nie. Hier sit ek en jy en ons dra skande en skaamte van goed wat jare oud is of net gister. Maar die probleem is, die grootste ding wat maak dat jy mense mag bedien, is dat hulle ken jou. Maar hier is die shame, hulle ken ook my foute en selfs my sonde. En nou sê ek, maar ek het dit alles vir die Here gegee en ek kyk jou in die oë. Ek sê vir jou, hulle kan ek jou in worship lei. As jy dink jy is beter as ek, dan wil jy oordink nie ek nie. I know who I am and I know what God says I am. Geen skande, geen skaamte. Nog net 'n paar dingetjies. Performance anxiety is dit ek beleef voordat ek met opstap en jy moet praat sonder 'n gitaar in my hande.
ek wil dit nie doen nie, ek kan dit nie doen nie. Nee, wat jy as jy opstap en jy moet of die klankman hier is die desk. Die mense dink dit van hulle af, dit hang eintlik van daai jou af. Nee, so daai druk, daai pressure, daai vrees vir wat jy moet doen met jou kuns. Hier is die slegte nuus, jy kan vir hom probeer wegbid. Môre is hy weer daar. En dan is van julle nog so dom om vir Here te sê, Here, vermeerder my grondgebied. Dan werk ek saam met Dave Egger, daai cellist waarvan ek jou vertel het, wat op Coldplay gespeel het en wat by jou ma geleer het. Dan praat hierdie ou, en kry hom, dan praat hy 'n bietjie met my jong kunstenaars en so, en dan sê hy, julle, my verhoogvrees, jy kan dit nie glo nie, dan boek Kelly Clarkson hom, dan staan hy dan bewe, voordat hy moet gaan speel vir Natasha Bedingfield, ek was die laaste een voorbij, en dan sê hy, I know I only have the gig because they cannot afford Yo-Yo Ma, I shouldn't go on that stage. Dis hy, lees 'n boek oor Sting se lewe, en hy praat net oor sy geweldige insecurities, hy vertel van Steve, jy het jou eie stories, julle almal weet, elkeen van ons, en dan probeer jy vra, Here, hoe raak ek ontslaaf van hierdie vrees, dan sê Egger, I've learned to just push through it. Jy en die Heilige Gees kan deur hom stoot, en as jy vandag met hom kon deel, sê, dankie tog, ek ken nou my kerk, ek is regtig nie meer bang om hulle in worship te lei nie, dan boek iemand anders, maar ek ken nie die mense nie, ken nie die band nie, die multitrack, die klik kom daar uit, in plaas in my ore, iets gaan so verkeerd, nou raak ek verbouwereerd, en al die vrees kom terug. Jy leer om deur hom te stoot, want nou weet ek, vandag is ek okay, môre gaan ek dalk nie wees nie, en daar staan ek, asem in, asem uit, Here, ek het geleer hoe om saam met u deur hierdie vrees te stoot. En dan sê ek die ander ding vir jou, en dis gebruik die vrees, as die duiwel jou bang maak, jippie, gaan berei voor. Gaan doen dit waarvoor Stas en Stella gister met julle oor gepraat het. Is jy bang om gitaar te speel vir mense? Is jy bang om te sing? Gaan neem lesse. Gaan YouTube toe, laat jou vrees jou in die hoek indruk waar jy vir ure voorberei. Dit beteken nie dit gaan wegwees nie, beteken net, jy is beter voorbereid om daarmee te deel. Because a lot of preparation kills a lot of anxiety. Dit is niet so. Still not going to go away. Maar gebruik dan daai vrees. En dan sê ek vir jou, jy moet verstaan, yes, skielik is my tyd net weg. Nog gou ietsie met jou deel, en dit is your calling in the moment. Want met dieselfde stem, dieselfde gitaar, om nou my voorbeeld te gebruik, kan ek 3 goeders doen. Ek kan perform, ek kan vir jou hier so 'n song speel, wat great is, een of ander ding in 7/4, of van Dave Matthews, of jy weet, wat ook al, en hopelik as ek dit goed gedoen het, of Dave Egger op sy cello, wat ook al, is dit so goed, dat julle standing ovation, en as jy daarmee 'n fout nie, hoe beter ek het doen, hoe beter gaan julle sê, wow, die Here is great, dan kan ek die eer vir die Here gee. Maar as jy perform, dan jy weet, you are literally trying to impress people. En it's godly, daar's niks daarmee fout nie. Dit is my fantasties as mense so goed is. Of het nou opera, of operette, of dans, of wat ook al, denk jy, wow, God is amazing. Vir alles hy persoon die eer vir die Here gee. It has a currency, the currency therefore is excellence. Goed? Verstaan? Vang jy my koperaal. Dan is daar 'n ander ding wat ons met die talent doen. En dit is ministry, waar ek 'n liedjie skryf wat aanpas by my getuienis, en ek vra vir die Here, gebruik my, werk deur my talent, deur my liedjie, sodat ek my storie vir mense vertel, and my story becomes his story, en wat is die impak daarvan? Dit raak jou, dit roer jou, iets in jou verander, dis bediening, met dieselfde talent, en as daar worship lei, waar ons mense vat na die Here toe, en ons vra nie vir die Here, Here, wat kan my storie nou vir mense beteken nie, ons vra, Here, wat is in hulle harte, wat se liedjies kies ek, sodat mense hulle dank, hulle ootmoed, hulle toewyding, hulle lofprysing, hulle aanbidding, hulle verootmoediging, hulle skuldbelydenis, wat se songs nou? Laas Sondag was die klem 'n bietjie daar, ons het 'n bietjie baie joy gedoen, kom ons doen 'n bietjie meer verootmoediging, want dit is in my mense se harte, en ek bring dit na die Here toe. What's the currency there? Intimacy. As ek in 'n spasie kan inbeweeg van intimiteit met die Here en ek kan julle saamneem, is dit suksesvol. What is the currency of ministry? Authenticity, eerlikheid. As ek 'n oop boek is, kan julle met my identifiseer en kan ek julle bedien. Nou kan jy agterkom, ek kan hier op die verhoog stap, en as ek nie verstaan, ek is 'n aanbiddingsleier nie, gaan ek dalk perform. En ek gaan afstap en ek gaan beleef, dit het nie gewerk nie, ek voel soos 'n imposter. Well, ja, you kind of were, want jy het perform, jy het mense gedazzle met jou brilliance, of, dis baie subtiel, maar jy dalk bedien. Jy dalk tussen elke liedjie,
storie vertel, of mense probeer bedien, as ongelukkig is ons baie keer so 'n passiewe bediening, en as ons op die verhoog gaan om worship te lei, I can't help myself, I'm just ministering to people. En jy stap af, en hoekom het die mense nie lekker gesing nie? Hoekom het ek nie ervaar dat ek hulle na die Here se troon toe neem en hulle bly daar nie? Well, because you were ministering to them. You were not taking them to God, you were bringing God to the people. En die dominee sê vir jou, dis my werk. Do that, and I will come and do this. En ek sê nie, jy mag nooit bedien nie. Ek sê net, weet presies in wat 'n rol jy op daai oomblik staan met jou talent. Otherwise you're going to feel like an imposter. En dan die heel laaste puntjie is broken sacredness. Broken, hoekom? Want ons is gebroke. As ons praat oor sacredness, oor gewydheid, gaan nie een van ons dit nooit shatter nie, because we are simply human. Maar sacredness is waarvoor die mense kom. En daarvoor lees ek vir jou Carrie Job se mooi woorde. Sy sê iets viesliks, ek haat haar hiervoor. As sy eendag die restraining order lig, gaan ek dit vir haar sê. Sy sê, people don't care what you sound like. See, ek's 'n producer, ek hou nie van daai sin nie. Sy sê, I will always cherish and honor that I get to do this. Sy praat van die geweldige invloed wat die Here as 'n worship leier gegee het. Sy sê, but there's also aching for going back to the sacred. I'm realizing now, so she didn't always know this either. I'm realizing now that people have always wanted that. They want the sacred, raw and authentic presence of God. They don't want fluff. They don't care about the lights. They don't care about what it sounds like. If it has encounter locked up in it, that's what people are connecting with. That's what we're all in pursuit of. And as a worship leader, I encourage you to be in pursuit of that as well. Nou, hoe speel dit in op imposter syndroom? Want teenoor sacred staan nie sonde nie. Teenoor sacred staan sekulêr. Om in te pas by mense word ons net so sekulêr soos hulle. Om te kan belong word ons net soos die mense. Nou as ek daar agter die verhoog en ek's op Instagram en ek's op Facebook, ek check gou die cricket score, oegriet, uit tyd, vinnig 2 sekondes bid, stap hier op die verhoog, speel die songs, where's the sacredness? It's not there. And now I sing these songs, but my hart en my kop en my hande het nie gealign met die sacred, die gewydheid, waarvoor die mense gekom het nie. Nou speel ek hierdie song so reg, ek stap van die verhoog af, where was it? En ek voel soos 'n imposter, maar net omdat ek het sekulêr ingedra, nie sonde nie. Sien, hier is ons probleem, ons dink net, ek het nie gesondig nie, so ek's okay. Nee, is nie okay nie, jy het gesekulêr. Get off that thing. En berei gewyd voor vir 'n gewyde spasie. En ek preek vir myself eers, want soos ek sê, as ek gespanne raak, maak ek grappies. En ek is nooit so gespanne soos wanneer ek voor ek op die verhoog kom nie. En ek het al baie op die verhoog geloop en I'm not ready for a sacred space. Maar dit is my mense se totale enigste begeerte. Ons weet almal, ons sê vir hulle, jy kan die Here enige plek loof. Onthou, by die werk, wil jy jou tande borsel. Ja, hulle kan, maar nie hulle kan nie, because it's not a sacred space. That's what they come to our time of worship for. Is juist the sacred. So, as ek en jy ons sekulêre lewe indra na hierdie spasie toe, in plaas daarvan om te sê, Here, dis gewyd. Hoe berei jy my hart voor vir die gewydheid van die oomblik, sodat ek daar instap en ek is gereed daarvoor, en ek is nie gesekulariseer in 'n gewyde oomblik nie, sodat ek nie soos 'n imposter voel nie. So daar's vir julle 'n download van 'n klomp inligting, goeders wat jy miskien 'n bietjie van jouself vir jouself kan neem. Hoopelik beleef jy dit nie as 'n klomp pressure nie. Hoopelik beleef jy dit as ek is nie alleen nie. Want jy's regtig nie alleen nie. Almal van ons beleef hierdie goed op dieselfde manier. Kom ek bid vir ons. Dankie Here, Heilige Gees, dat U in U woord vir ons die vyand aan die kaak gestel het. Dat ons weet, hy staan voor die troon en hy kla ons aan dag en nag voor U troon. En Here, ons het die bloed van die lam, die woord van ons getuienis, die feit dat ons lewens tot die dood toe nie lief het nie, en ons weet, Here Jesus, wie ons in U is, want U woord vertel vir ons. En vir enigiemand wat hier sit, en dit nie weet of glo nie, vir wie dit moeilik is, bid ons net nou, Heilige Gees, kom deur, en bedien mense vandag, om te weet wie hulle in U is, Here Jesus, om te verstaan, dat enige iets wat hulle dalk deurgegaan het, wat identiteit geword het, alleen is.
En alleen wie ons in Christus is wie ons regtig is. Here, kom bevestig dit in ons harte vandag. En dankie Here dat die woord vir ons sê, die duiwel is soos 'n brullende leeu en hy kom na ons toe en ons kan hom weerstaan met die waarheid. En help enige van ons wat vir die leuns van insecurity of selfs hierdie kanker van imposter syndroom, enige iemand het gevoel dat ek is die verkeerde mens op die verkeerde plek en ek kan nie dit doen wat van my gevra word sonder om fake te wees nie. Ag Here, sal U dit van ons afstroop. Help ons om onsself te kan wees en te kan weet I am enough. Ons bring maar net onsself so na U toe, Heilige Gees, en vra dat hierdie genesingswerk waarin U spesialiseer sal kom doen. En ons sal kom aanraak met die liefde van Jesus Christus. Amen.